In vandag se les gaan ons nou verder kyk na algebraïese uitdrukkings. Ons gaan nog 'n bietjie hersiening doen. Ons gaan net seker maak van al die eienskappe en die terminologie van algebraïese uitdrukkings. Kom ons kyk net gou weer na die definisie van 'n algebraïese uitdrukking. 'n Algebraïese uitdrukking is 'n simboliese beskrywing van 'n stel berekeninge wat op verskillende waardes van 'n veranderlike uitgevoer kan word. Wat baie belangrik is van 'n algebraïese uitdrukking is 'n algebraïese uitdrukking het nie 'n is gelyk aan teken nie. Kom ons kyk nou net gou na 'n paar van die eienskappe van 'n algebraïese uitdrukking. 'n Algebraïese uitdrukking bestaan uit 'n aantal terme. Hoe onderskei ons die aantal terme? Die terme word altyd geskei deur 'n plus of 'n minusteken. Baie belangrik, 'n eienskap van 'n algebraïese uitdrukking is dat 'n maal en deel nooit terme skei nie. 'n Maal en deel bly steeds een term. As 'n uitdrukking een term het, praat ons van 'n monoom of 'n eenterm. Wanneer 'n uitdrukking twee terme het, praat ons van 'n binoom of 'n tweeterm. Wanneer hy drie terme het, dan is dit 'n trinoom of 'n drieterm. Enige aantal terme wat 'n algebraïese uitdrukking meer as 3 terme het, enige aantal meer as dit maak van hom 'n polinoom of 'n veelterm. Kom ons kyk na die volgende algebraïese uitdrukkings. En dan kyk ons net hoeveel terme het elkeen van die volgende algebraïese uitdrukkings. Die eerste uitdrukking waarna ons kyk is 3x plus 2y plus 1. As ons nou kyk na hierdie algebraïese uitdrukking, kan ons sien ons het 'n plus en 'n plus wat terme skei. Met ander woorde, as ons kyk hoeveel terme is hier, dan is hier 1, 2, 3 terme. So die aantal terme van hierdie algebraïese uitdrukking is 3 terme. As ons kyk na 4 maal x maal y minus 4xy, dan kan ons nou mooi sien, hierdie is 'n maal en 'n maal skei nooit terme nie. Onthou, maal en deel skei nooit terme nie, met ander woorde, daai is een termpie. Hier het ons 'n minus, hierdie minus skei wel terme. Met ander woorde, as ons gaan kyk na hierdie aantal terme, dan het ons 1, 2 terme. So hierdie algebraïese uitdrukking het 2 terme. As ons kyk na die algebraïese uitdrukking 3 maal a plus b, dan beteken dit nou weer eens, hierso is 'n maalteken tussenin, maal skei nooit terme nie, so dit bind hulle twee aan mekaar, met ander woorde, hierdie is bloot 'n eenterm of 'n monoom. Volgende voorbeeldjie het ons 3a plus 4b minus a plus b. As ons nou kyk na hom, dan kan ons sien hierdie hakkie bind hulle aan mekaar, met ander woorde, daai hakkie word as een term beskou. Hierdie plus en minus skei die terme, met ander woorde, ek het 1, 2, 3 terme. So hierdie algebraïese uitdrukking het 3 terme. Ons praat dan ook van hom as 'n trinoom of 'n drieterm. Volgende enetjie waarna ons kan kyk is 3 maal x minus y gedeel deur 2 plus 4a. As jy nou mooi kyk na hom, dan gaan jy sien hierdie is een term, want die maal en die deel skei, daai is die maal en hierdie is 'n deel, skei nooit terme nie, so daai word as een term beskou. Maar nou het ons hier 'n plus en daai plus
skei twee terme, met ander woorde, hier is 1, 2 terme in hierdie algebraïese uitdrukking. 2 terme of 'n binoom. Volgende voorbeeldjie waarna ons kan kyk is 2 maal A plus B plus C minus D. Onthou nou, wat het ons gesê? 'n maal en 'n deel skei nooit terme nie, so hierdie word as een term beskou omdat daar eintlik 'n maal is en die hakkie bind al die ander aan mekaar. Dan het ons nou wel hierso 'n minus en die minus skei dan vir ons in 1, 2 terme. Met ander woorde, by hierdie algebraïese uitdrukking het ons ook 2 terme wat ook 'n binoom genoem word. As ons nou kyk na die terminologie van algebraïese uitdrukkings, is die eerste terminologie waaraan ons kan dink aan, is veranderlikes. Wat is die veranderlikes? Die veranderlikes is letters van die alfabet wat as plekhouers dien. Met ander woorde, as ons kyk na 'n algebraïese uitdrukking, soos 3AB plus 3A minus 3B, dan kan ons kyk na hierdie A en na B is ons veranderlikes. Met ander woorde, A en B is plekhouers vir 'n waarde of 'n getal. Dit is wat veranderlikes is. Die volgende terminologie waarna ons kyk is 'n konstante. Wat is 'n konstante? 'n Konstante is 'n getal wat sy eie term uitmaak in 'n uitdrukking. Met ander woorde, as ons byvoorbeeld kyk na die algebraïese uitdrukking x plus 3, dan is hierdie plus 3 my konstante, want hy maak sy eie term. As ons byvoorbeeld kyk na minus 2x plus 7, dan kan ek sien dat hierdie plus 7 my konstante is. En die teken wat voor hom staan, gaan altyd saam met hom. As ons kyk na die algebraïese uitdrukking 3x minus 10, dan kan ek sien dat hierdie minus 10 my konstante is, want dit is 'n getal wat sy eie term uitmaak in die uitdrukking. Volgende terminologie waarna ons kyk is koëffisiënt. Wat is die koëffisiënt? Die koëffisiënt is die getal wat voor 'n veranderlike staan. Die teken wat voor hom gaan saam met hom. As ons byvoorbeeld kyk na 6a minus 4b, dan kyk ons na 6 wat voor die a staan. 6 is die koëffisiënt van a. Hierdie minus 4 is die koëffisiënt van b. Kom ons kyk na 5ax. As ons kyk na 5ax, dan is hierdie 5. 5 is die koëffisiënt van ax. As ons na dieselfde voorbeeld kyk, ons kyk na 5ax en ons kyk hier nog na 5ax, dan kan ek ook sê dat 5a is die koëffisiënt van x. As ek nou wonder wat is die koëffisiënt van a, dan gaan 5x die koëffisiënt wees van a. As ons kyk na x op 2, dan kan ons x op 2 ook skryf as 'n half maal met x op 1, wat dieselfde is as 'n half x. Met ander woorde, as ons nou kyk na die koëffisiënt van x, dan is 'n half is die koëffisiënt van x.
As ons kyk na 8xy, dan kan ek hierso sê dat 8x is die koëffisiënt van y. So volgende voorbeeldjie waarna ons kyk is 3x² plus 2x minus 3. As ons nou hier kyk, dan kan ons sien dat 3 is die koëffisiënt van x². Plus 2 is die koëffisiënt van x. En hierdie minus 3 is 'n konstante, want hy vorm sy eie term. Laaste voorbeeldjie oor die koëffisiënt. As ek byvoorbeeld kyk na b, dan beteken dit hier by hierdie b staan daar 'n spook 1 voor hom. Met ander woorde, hierdie 1 is die koëffisiënt van b. Volgende terminologie in algebraïese uitdrukkings waarna ons gaan kyk, is eksponent. Eksponent beteken dit is tot die mag. Met ander woorde, as ons het 4b tot die mag 3, dan is hierdie 3kie is met ander woorde my eksponent. Ons het al eksponentwette behandel, so jy weet hierdie 3 is my eksponent. Hierdie b tot die mag 3 is my mag, en hierdie 4 is my koëffisiënt. Volgende terminologie in algebraïese uitdrukking gaan oor gelyksoortige terme. Wat is gelyksoortige terme? Gelyksoortige terme is terme met presies dieselfde veranderlikes. En dan nou nog 'n verdere eienskap van gelyksoortige terme is die veranderlikes moet ook presies dieselfde eksponente hê. Kom ons kyk na 'n paar gelyksoortige terme. As ons byvoorbeeld kyk na gelyksoortige terme, dan is dit soos 3a, 5a en 8a is almal gelyksoortig, want die veranderlikes is presies dieselfde. As ons kyk na 4p², dan moet daai veranderlike dieselfde eksponente hê, 4p², 1p² en 2p² is ook gelyksoortige terme. En as ons nou net weer mooi seker maak, dan sien ons hier staan 'n spook 1, so die koëffisiënt van die p² is 1. Volgende voorbeeld van gelyksoortige terme is as ons het 4ab en ons het nou 5ba en ons het nog steeds 'n ab. Nou moet jy onthou, met maal kan ons die volgorde omruil. Met ander woorde, hierdie 5ba kan ons ook skryf as 5ab. En as jy nou mooi kyk, dan kan jy sien dat hierdie veranderlikes is nog steeds presies dieselfde. Want ons het in elkeen van hulle 'n a en 'n b en hulle eksponente is presies dieselfde. Volgende voorbeeldjie, 2x² 3x² en 5x². Nou weer eens kan ons hierdie 5x² skryf as 5x² en dan kan ons nou mooi sien dat ons in almal presies dieselfde veranderlikes het met presies dieselfde eksponente. Met ander woorde, dit maak dat dit gelyksoortige terme is. 'n baie belangrike eienskap van algebraïese uitdrukkings wanneer ons vereenvoudig is om te onthou dat ons slegs gelyksoortige terme kan optel en aftrek van mekaar af. Ons mag nooit verskillende terme optel en aftrek nie.
Die laaste terminologiekie waarna ons gou kyk met algebraïese uitdrukkings is ons ongelyksoortige terme. Nou, ongelyksoortige terme is terme wat nie dieselfde veranderlikes het nie en die eksponente van die ander veranderlikes verskil ook. So, as ons byvoorbeeld kyk na ongelyksoortige terme, dan het ons soos 4a², 2a, 2b, 3. Daar is niks gemeen by hulle nie, met ander woorde, hulle is ongelyksoortige terme. As ons het xy, ons het x²y, en ons het xy² en ons het net x, is dit ook ongelyksoortige terme, want hulle eksponente verskil. Orals verskil hulle eksponente. Volgende enetjie is soos b², b tot die mag 3, b en ab. Dit is almal ongelyksoortige terme. Ongelyksoortig want die veranderlikes verskil en die eksponente van die veranderlikes verskil. Baie belangrik om te onthou is dat ongelyksoortige terme kan nie by mekaar getel word nie en ongelyksoortige terme kan ook nie van mekaar afgetrek word. Hierdie is nou al die belangrike eienskappe van algebraïese uitdrukkings en die belangrike terminologie. Ek gaan nou vir jou huiswerkies gee, dat jy hierdie eienskappe en terminologie kan vaslê. Geniet dit.